In die nuus vanaand, Nelson Mandela Dag word wêreldwyd gevier. 'n Donker wolk van bekommernis hang oor die diamantbedryf. En rooibosade word in die ruimte ingeskiet. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Landwyd is Nelson Mandela Dag en sy 67 minute van onbaatsigtige welwillendheid gevier in Kaapstad. Het honderde haweloses in die middestad by 'n lang tafel aangesit om 'n baie welkome maaltyd te geniet. Dit is ook aangebied deur die organisasie sonder winsbejag, The Community Chest en sy vennote. Die langtafelgeleentheid maak dit moontlik vir haweloses om 'n maaltyd saam met lede van die gemeenskap te geniet. Die tafels is gereed gemaak vir die spreekwoordelike breek van brood. Tydens die geleentheid is meer as 300 hawelose mense bedien. Ons is almal een. Die opoffering wat Tata Madiba gegee het vir ons land en vir die wêreld. Want hy het nie net vir Suid-Afrika gewerk nie, hy het gewerk vir die mensdom. En ons glo dat ons werk is maar uitbreiding van die werk wat hy vir 67 jaar gedoen het van sy lewe. En vir ons is baie belangrik om almal bymekaar te bring. Laat ons werklik waar Suid-Afrikaners nie net op die sportveld kan uittoon soos later vandag as die Springbokke uitdraf nie. Ons as Suid-Afrikaners elke dag moet ons so leef as een mens, as een land. Die sitplekke is vinnig gevul en middagete is bedien. Diegene wat dit kon bekostig, het hul eie kos gekoop en saam geëet. 'n Gevoel van eenheid en inklusiwiteit het onder die gaste geheers ter ere van die land se eerste demokratiese verkose president. Mandela het vir my baie kom leer. Ek het die straat geken nie. Ek gaan nie sê hoekom ek op die straat sit as 'n persoonlike rede, maar ek het straat lewe kom met. Ek was baie nie hoogie, ek myself hoge aggie. Maar ek het kom met, sy moet kom. En ek het nooit geweet ek het ook eendag op 'n land wat so neergekyk het op die mense. Vandag is ek een van hulle. Maar Mandela het vir my gesê, wat is die Afrikaanse woord vir humanity? Menslikheid. Hy het vir my menslikheid kom leer. Dis een ding van hom. En kan ek op 'n dag iemand ook inbring? Oorlede prinses Diana. Ek weet ek gaan oor Nelson Mandela, maar Diana het ook vir my iets geleer. Hy is vir my ikone in jou lewe, in my lewe. Tientalle vrywilligers het met die voorbereiding en bediening van die maaltye gehelp. Ons hoef nie te baklei nie, ons kan saamwerk en dit vir my dis wat ek sien hierdie hele naweek wat moontlik is. Vandag wys dat Kaapenaars, Suid-Afrikaners wil te samekom vir die goedheid van almal en ons kan dit doen. Ondanks die land se talle uitdagings is Riebeeckplein in 'n openlig eetkamer omskep. En Madiba se droom van solidariteit en harmonie kon tydens 'n middagete 'n werklikheid word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. President Cyril Ramaphosa en die minister van Water en Sanitasie, Phemi Majodina, het as deel van Mandela Dag vieringe in Hammanskraal in die noorde van Pretoria 'n program bekendgestel om toegang tot water te bespoedig. Die program sluit in die inwerkstelling van 67 boorgate in verskeie provinsies van die land. For far too many years, the people of Hammanskraal have endured immense hardship. We know that. Many households has lived with uncertainty, not knowing when water would flow from their taps. Families have had to depend on water tankers, on carry buckets and carrying those buckets over long distances. And today we are able to deliver water where people will find water much more accessible. En Mandela Dag is ook gebruik om gesonde voeding vir kleuters te bevorder.
Honderde vrywilligers in Kaapstad het saam met die organisasie sonder winsbejag Ladles of Love gewerk om sowat 20,000 kleuters in agtergeblewe gebiede te bereik met voedsame maaltye en inligting oor gesonde voeding. Suid-Afrikaners bewys weer eens dat selfs 'n klein daad van diensbaarheid 'n groot impak kan hê. Die Kaapstad Stadion het gewemel van bedrywigheid toe vrywilligers uit alle vlakke van die samelewing kom hand bysit het. So die belangrikheid van hierdie program is om seker te maak dat kinders in ons program access het aan 2 meals 'n dag, nutritious meals. Dit is nie net meals wat bymekaar gesit word op 'n bord, maar ons maak verseker hulle het al die nutrients wat hulle nodig het sodat hulle liggaampies kan opgebou word. Die program wil vir 'n maand lank 2 voedsame maaltye per dag aan 20,000 kinders van tot 5 jaar oud voorsien. Ons is net hier om te help en te contribute waar ons kan, want ons skoot 'n community uit waar kinders sukkel en ons weet wat dit is om te gaan slaap sonder iets om te eet. I want to say a big happy birthday to Mandela. Wherever you are, like to say you're in heaven with all the angels from these lovely little puppets. Ook groot name in die sport, musiek, kos en vermaaklikheidsbedrywe het opgedaag. It's absolutely wonderful to honor Nelson Mandela's legacy. I feel uplifted. The energy here was so amazing. It's amazing what we can achieve when we all come together and we all pull in the same direction. Baie lekker vir my om vandag hier te wees. Ek support Ladles of Love, alles wat hulle doen. En is iets waaroor ek altyd dink. 'n Hongerkind kan nie leer nie. Die voedingspakkette sal aan verskeie sentrums vir vroeë kinderontwikkeling reg oor die Weskaap versprei word. Corbin August, SAK nuus, Kaapstad. Daar heers kommer oor die diamantbedryf wat wêreldwyd onder druk verkeer. Dit en ander nuus volg net hierna. Die Noord-Kaap was vir dekades die hart van Suid-Afrika se diamantmynbedryf, maar die era is besig om stadig tot 'n einde te kom. In Maart het die Ekapa Minerals myn om tydelike likwidasie aansoek gedoen wat meer as 1000 werkers sonder werk gelaat het. Die jongste slagoffers is werknemers van Finch Myn naby Lime Acres wat nie al Junie salarisse ontvang het nie en nou ook moontlike afdankings in die gesig staar. Vroeër die week het die diamantreus De Beers ook afleggings by die Venetia myn in Limpopo aangekondig. Die wêreldwye natuurlike diamantmark verkeer onder toenemende druk en vrae word al meer gevra oor die toekoms van diamantmynbou. Vir meer as 'n eeu was diamantmyne die groot dryfkrag agter die ekonomie van die Noord-Kaap. Sluiting van myne het 'n groot impak op werkers, maar ook kontrakteurs word geraak. Marlene van Skalkwyk bedryf die restaurant by Finch Myn. Dit is asof ons nie voorberei was vir hierdie nie. Die bom was net so kom los op ons almal. En even till now het ek nie 'n end of contract gekry of 'n termination of my contract. So dit is 'n slegte ding. Van ons het ons eie persoonlike goed ook, jy het rent om te betaal, jy het polisse om te betaal en nou sit ons almal met dit. Werksgeleenthede vir kontrakteurs word al skaarser. Jy moet mense in die oë kyk wat van jou afhanklik is vir salarisse en jy kan hulle nie betaal nie. Ons kan nie nuwe werke aanvaar nie want ons is maand laas betaal. Die mens skuld ons baie geld. En dit lyk nie asof ons hierdie geld gaan kry nie. Die dorpie funksioneer heeltemal rondom die myn en baie meer mense word geraak. So it's been 2 months now without getting our salaries, which has impacted us badly. We have kids to feed, we have kids to take to school, so yeah, we remain unpaid. So it's really, we are emotionally, physically and mentally drained. Die Nasionale Unie van Mynwerkers sê hy vrees dat 'n humanitêre krisis op hande is. Employees within 4 months they will be forced to leave the accommodation of the mine.
no one is owning any house here in Lamikasi. All employees, after the conclusion of this process, will be forced to leave the accommodation of the mine. Then they will be living with nothing. Met die diamantbedryf in die Noord-Kaap wat vinnig besig is om te kwyn, neem die druk toe op die regering, mynmaatskappye en plaaslike munisipaliteite om meer volhoubare ekonomiese geleenthede te skep wat die provinsie se diamantbedryf kan vervang. Keith Seister, SABC Nuus, Lijmuyckers, Noord-Kaap. 3 vermeende misdadigers wat uit die land probeer vlug het, is by die Musina repatriasiesentrum in Limpopo in hegtenis geneem. Die hoofdirekteur van Binnelandse Sake, Albert Matsaung, sê die 3 wat gesoek is op aanklagte van moord, roof en verkrachting is uitgewys tydens die vingerafdruk verifikasieproses. Intussen daag migrante uit verskeie dele van die land steeds by die sentrum op om gerepatrieer te word. It remains a moving target. Numbers continues to fluctuate. On a daily basis, we continue monitoring the numbers. Yesterday, we did between 1,000 to 2,000. Sommige van die migrante wag reeds dae lank by die sentrum vir hulle bagasie om van hulle onderskeie ambassades na Musina vervoer te word. Hulle besittings is by die ambassades agtergelaat waar hulle uitgekamp het voordat hulle per bus na die repatriasiesentrum geneem is. I'm here waiting for Bexy and the Santon. Yeah, another Bexy is coming here, but another one is not coming. So I'm talking out of the priest, Embassy Europe, make quickly because there's too much people going to Malawi. So I'm here. I'm waiting to Bexy in here, Santon. 'n Busbestuurder wat Malawiërs na hulle land van herkoms vervoer, sê die toestand van die paaie op hulle roete maak die reis baie lank en moeilik. Matsaung sê die getal Zimbabweërs wat by die sentrum opdaag om gerepatrieer te word, het die afgelope paar weke aansienlik toegeneem. Die Europese Unie het intussen die invoer en aankoop van goud uit Sudan verbied. EU-beamptes sê die opbrengs van die edelmetaal word gebruik om die land se burgeroorlog te befonds. Hulle doen ook 'n beroep op die Europese Parlement vir meer humanitêre hulpgewing aan Sudan. Volgens die Verenigde Nasies word nagenoeg 'n helfte van Sudan se jaarlikse goudproduksie uitgesmokkel uit die land uit. Albei die Sudanese weermag en die Rapid Support Forces of RSF befonds die oorlog onder meer met goud. Europa gaan ook voortaan die uitvoer van chemikalieë verbied wat gebruik word vir goudontginning. Ongeveer 14 miljoen mense is ontwortel sedert die oorlog 3 jaar gelede uitgebreek het. In Elektrostal, oos van Moskou, is 7 mense dood en tientalle beseer in 'n reeks Oekraïense hommeltuigaanvalle op 'n pakhuis. 'n Aantal Russiese skepe is ook aangeval. Die bergingsplek behoort aan Wildberries, die grootste aanlyn kleinhandelaar van Rusland, en die slagoffers was werknemers. Volgens die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, is hommeltuigonderdele en navigasietoerusting versprei vanuit die pakhuis. In nog 'n aanval is 'n brand gestig by 'n oliebergplek buite Moskou. In Oris in die noorde van Spanje word noodeenhede van die weermag ingespan teen veldbrande. Brande het reeds meer as 15.000 hektaar grond afgebrand. Volgens die Aragon plaaslike regering bedreig die brande bewoonde gebiede en sleutelinfrastruktuur. Die brande kom voor in 'n gebied van ongeveer 80 km en word vererger deur droë en warm toestande. In die Amerikaanse hoofstad Washington DC dreig president Donald Trump sy buurland Kanada met bykomende straftariewe oor lugbesoedeling. Rook afkomstig van bosbrande rondom Brits Columbia in Suidwes Kanada hang oor talle Amerikaanse stede.
Weens klimaatsverandering word Kanada en die noordweste van die VSA getref deur toenemend vernietigende bosbrande. En in Suidwes China is 8 mense dood en 34 vermis na 'n grondverskywing. Meer as 1000 mense is na veiligheid gebring nadat die storting huise platgevee het. Honderde reddingswerkers op die toneel soek ook na vermistes. President Xi Jinping het 'n ondersoek na die oorsaak van die grondverskywing gelas. En ons is net hierna terug met nuus oor die wedstryd tussen die Bokke en Wallis. Bly ingeskakel. En rooibos tee is eie aan Suid-Afrika en miljoene mense in die land het daarmee groot geword. Dit is ook 'n aangewyste spesie van oorsprong, wat beteken dit kan slegs rooibos genoem word as dit van 'n klein gebied in die Cederberg en Noord-Kaap afkom. Wetenskaplikes doen voortdurend navorsing oor die moontlike gesondheidsvoordele wat die plant inhou en nou gaan rooibossade vir 6 weke na die internasionale ruimtestasie gestuur word vir verdere navorsing. Die stil, vreedsame streek van die Cederberge, Wuppertal en 'n klein deel van die Noord-Kaap is al plekke op aarde waar rooibos groei. Die inisiatief om dit die eerste inheemse Suid-Afrikaanse plantsade te maak wat in die ruimte ingestuur word, is deur die Suid-Afrikaanse Rooibosraad begin. Die uitwerking van 'n vreemde omgewing op die sade sal nagevors word. Daarna kom dit terug na aarde toe en daar's natuurlik nie gravitasie daarbo nie. So ons wil sien hoe die saadjies reageer en dit word ook geplant saam met ander sade wat hier in Suid-Afrika bly of op aarde bly. En ons wil kyk, groei dit vinniger, groei dit stadiger, ontkiem dit ooit. As deel van wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskundeprogramme is 'n geleentheid aan skole in die Cederbergstreek gebied om deel te neem aan die projek. En ek dink dit gaan net wonderlik vir hulle wees om net deel te wees om te sien hoe vat ek data, hoe maak ek data, hoe gebruik ek data en ek analiseer dit sodat dit kennis word. Kinders van 7 skole in die streek en 1 in Kaapstad sal die sade plant nadat dit terug is uit die ruimte en die plantjies noukeurig dophou terwyl hulle groei om te bepaal wat die uitwerking was. Ek wil kyk hoe die plant uit gaan kom en ek wil meer leer en meer, ja. Max IQ Space fasiliteer die projek. 'n nano of klein laboratorium is gebou waarin die sade die ruimte ingestuur sal word. Die organisasie het al die belangrike werk gedoen om te verseker dat die projek deur Amerika se nasionale ruimteadministrasie of NASA aanvaar word. Die nano laboratorium met die rooibossade moet teen 1 September in Amerika wees. There'll be a resupply ship that goes to the International Space Station, so we're going to piggyback a ride on that. Once it's there, it gets connected to power and then kind of like left there to run. So everything runs on its own for about 6 weeks and then it's unplugged and then it comes back. Internasionale ruimteagentskappe plaas 'n al hoe groter klem op die ontwikkeling van onder meer kos vir ruimtevaarders om diep in die ruimte te reis. In die toekoms mag rooibos dalk 'n rol hierin speel wat die verdere ontdekking van die ruimte moontlik sal maak. Mariska Botha, SAK nuus, Kaapstad. En dit is dan al vir vanaand. Ons is môre aan terug, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.